Goeiedag en welkom. Ek wonder hoe jy vandag opdaag by hierdie oordeenking. Wat ook al in jou lewe aangaan, wat jou gedagtes vul en jou hart raak, mag jy beleef dat God jou ontmoet waar jy is, soos jy nodig het. Ons gesels verder oor hoe hy ons ontmoet ook in ons moeilike plekke, in angs en spanning en vrees, in onsekerheid, in swaar kry, in die tussenin tye, in verhoudingskompleksiteite. Hy is daar by jou. Waarna verlang jou hart nou? Ek onthou 'n eenvoudige oefening tydens 'n retreat. Ons moes 'n prentjie kies van iets wat iets sê van waar ons onsself tans in ons verhouding met God beleef. En voor my was 'n tafel vol prentjies, berge, en mense en woorde en vlamme en stoele en blomme. Maar toe val my oog op iets anders. 'n Koffiebeker op 'n vensterbank. Stoom wat stadig opkring teen 'n ruit vol reendruppels. Dis grys en koud buite. En binne is dit warm, stil, stadig, veilig. En ek het dit gekies, daardie prentjie, sonder om te huiwer. Daardie beeld het my verlange verwoord. 'n warm, stadige koffiegesprek met Jesus. Ononderbroke, nie haastig of gejaagd nie. Net teenwoordigheid, geborgenheid, 'n stil volheid. Ek het besef hoe dors my siel is vir net dit, vir hom waar hy by my kom sit. In Lukas 24, wat ons hierdie week gelees het, kry ons 'n soortgelyke oomblik. Jesus se vriende in 'n vertrek agter geslote deure, bang, verward, vasgevang in twyfel en rousmart. En dan sonder waarskuwing is hy, Jesus, daar. Lees saam met my. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en na my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Wat staan vir jou uit soos wat jy weer hierdie skrifgedeelte hoor? Is daar 'n woord of 'n frase wat by jou bly die week? Wat voel jy soos wat jy die woorde lees en hoor? Ek dink die disippels het aanvanklik gedink dis net te goed om waar te wees. Hoe kan dit wees? En hoe besonder dat in sy godheid, in Jesus se godheid, sy nuwe werklikheid as opgestane Jesus, sy liefde vir mense bly en dat hy tyd maak vir ons. Hy staan tussen hulle en sê eenvoudig vrede vir julle. Geen dramatiese toespraak, geen wonderwerk om hulle te beïndruk nie, net vrede, net teenwoordigheid. En dan vra hy iets klein, amper onbenullig. Het julle iets om te eet? Wat 'n vraag, is dit wat jy sou verwag Jesus vra? Ek dink as dit ek was in daardie omstandighede, sou hy vir my gevra, Tarien, het jy koffie? Nie op 'n tyd wat ek dit noodwendig verwag nie, nie wanneer ek voorberei was om hom te ontmoet nie, maar juis in daardie ongemaklike plekke. In onsekerheid, twyfel, moegheid, dalk in te besig wees, in die tye wat ek nie kan voorgee alles is oukei nie, in die middel van die vrae, van die onsekerheid, sê hy, het jy iets om te eet? Of dalk, mag ek net saam met jou sit? Jesus vra vir kos, maar dis eintlik hy wat sielskos voorsien. Sy teenwoordigheid self is die antwoord op die honger van ons binneste. In die eenvoudige gebaar van saam eet bring hy vrede, maar ook nabyheid, konneksie, genesing. Sielskos is nie altyd 'n ekstatiese hoogtepunt belewenis nie, dis soms net 'n rustige bewuswees van sy teenwoordigheid. Dis die sagtheid van liefde in 'n wêreld wat hard is. Dis die asemteug van genade tussen reendruppels op 'n venster. Dis die warmte van 'n Here wat ons eerste kom opsoek en by ons kom sit.
Hierdie ontmoeting gebeur juis nie op 'n berg of in 'n tempel nie. Dit gebeur in 'n gewone vertrek, in 'n gespanne atmosfeer. En Jesus maak dit 'n heilige plek. So dalk voel jou lewe nou soos daardie vertrek. Toe, vol vrae, donker. Maar selfs daar, juis daar, wil hy jou ontmoet. Hier is 'n eenvoudige uitnodiging vir vandag. Maak vir jouself 'n koppie koffie of 'n koppie tee en gaan sit, dalk ergens by 'n venster. Sit stil. Stel jou voor dat dit Jesus is wat daar by jou sit, oorkant jou. Nie om iets van jou te verwag nie, maar net om saam met jou te wees. Kyk na die stoom. Voel die beker se warmte. Hoor die fluistering. Ek is hier. Ek sien jou. Ek weet jy's moeg. Jesus kom nie met vinnige oplossings nie. Hy gee eerder sy teenwoordigheid. Hy voed jou nie net met antwoorde nie, maar met homself. Want hy's die brood van die lewe. Hy's die een wat selfs in 'n gewone kamer, selfs in 'n gewone koppie koffie vir jou nuwe lewe bring. Mag jy vandag sy vrede proe. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek glo U is hier, selfs nou. Dankie dat U my opsoek in my gewone plekke, in ons gewone lewens. Dankie dat U nie wag vir perfekte oomblikke nie, maar ook in ons gebrokenheid en chaos vir ons kom ontmoet. Bring vrede in hierdie plek. Laat ons U teenwoordigheid smaak, proe, soos 'n warm koppie koffie op 'n koue dag. Troos, naby en lewend. Voed ons met U self. Dankie, Here. Amen.